Goeiemôre almal. Dit is altyd vir my vreemd om te moet verwelkomings doen en eintlik so vrolik te moet probeer wees op 'n dag soos vandag, want dit is tog maar 'n bittersoet, 'n hartseer dag vir almal van ons wat hier so is. Vandag en daarom wil ek vir julle sê baie dankie. Baie dankie dat julle almal hier so is en dat julle saam die lewe van Oom Doep kom herdenk en saam vier en ek hoop en ek glo, en dis wat ek ook altyd vir die gesinne gee, is my werk is om die mense wat voor my is te troos. So ek hoop ek kry dit reg en met die Here se genade ook glo ek dit is wat ook vandag sal gebeur, dat julle die Gees se teenwoordigheid sal voel en dat julle sal beleef ons werklike troos, ons werklike hoop kry ons altyd in die Here. Ek gaan vir ons die erediens begin met my gunsteling woorde in die Bybel. En dit is, wel in ieder geval in die Psalmboek moet ek ook eerder sê, en dit is Psalm 121, en ek sien altyd voor my hierdie prentjie van 'n pelgrim wat op pad is na Jerusalem toe, op pad is om God te gaan aanbid by die tempel in Jerusalem. Maar die pad wat hy stap is moeilik, en op 'n stadium deur hierdie roete kom hy voor hierdie enorme berg, en 'n berg was vir die antieke mens 'n plek van gevaar, 'n plek van onsekerheid. Dis 'n plek waar jy regtig, as jy daar deur moet gaan, weet jy nie of jy aan die ander kant kan kom nie. En dan skryf die psalmdigter in Psalm 121 die woorde. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? En dan, ek weet nie hoeveel tyd verbygaan nie, of dit 'n week of 'n maand of 'n dag of 'n minuut is nie, maar hy kom self by die antwoord. Hy antwoord die vraag. Hy sê, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde en ook hierdie berg gemaak het. Gemeente, ontvang daarom die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus vandag. Amen. Kom ons begin deur saam, terwyl ek nou klaar uit die Psalmboek uit begin het, kom ons gaan sommer onmiddellik deur saam 'n lied te sing, die Here is my herder, en ons gaan dit doen op die Piet Botha melodie. Julle is welkom om saam te staan en dan sing ons dit saam. Die Here is my
Ek het die afgelope week het ek en Monique nogal korrespondensie gehad, mag ek dit so sê. En ag in alles wat sy gestuur het en wat ek kon lees en wat ek kon beleef ook van Oondoep het ek uiteindelik by hierdie teksgedeelte gekom. En eintlik is dit net hierdie een vers wat wel nie net die een vers nie, maar wat vir my belangrik is. So ek gaan begin deur om te lees en dat julle verstaan dis waartoe ons gaan. Ek sal later in die preek bietjie meer verduidelik oor die groter konteks, maar dan sal ek die hele gedeelte saam lees. So hierdie is die vers wat ek toe ek aan Oondoep gedink het, wat ek gedink het ek wil hierdie vir ons lees. Dis vers 12. Paulus skryf, hy sê ek sê nie net dat dit alles het ek al klaar my doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. En ek sê altyd, Filippense is my gunsteling boek in die Bybel. Gunsteling brief in die Bybel, want jy kan 'n one-liner uit elke hoofstuk kry uit Filippense. In Filippense 1 is daar 2, jy kan eers sê dat jy sal toeneem in liefde, sodat jy sal werklik kan onderskei waarop die dinge werklik neerkom. Dis Filippense 1 vers 9 tot 11. Bietjie later in Filippense 1 is daar my persoonlike naaste belangrikste vers vir my in my lewe is Filippense 1 vers 21 waar sê of ek lewe of ek sterwe is vir Christus, daai gedeelte. Filippense 2 is dit die baie bekende elke knie sal buig, elke tong sal bely Christus is die Here, dis daai Christus lied, dis Filippense 2. Filippense 4 ken julle almal, daar's 2 verse ook wat baie bekend is. Dit is die wees bly, ek herhaal, wees bly. En dan bietjie later is dit ook daai gedeelte wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. So, hierdie was nou net 'n inleiding geweest om vir julle te wys hoe goed ken ek Filippense. So ek is eintlik net 'n bietjie arrogant vir julle dit wys. Maar as ek nou uit Filippense 3 'n sin moes kies wat ek dink jy nou maar as 'n lewenslese kan instel, is dit hierdie vers 12. Waar Paulus sê, ek span myself in, is eintlik die letterlike vertaling, ek span myself in om dit alles myne te maak, omdat ek weet, Christus het my reeds syne gemaak. En dis waartoe ons bou. Nou gaan ek die hele gedeelte vir julle lees, net terwille van agtergrond, ek gaan my bes probeer om nie te vervelig te wees oor die agtergrond nie, maar ek is baie lief vir hierdie boek, so ek gaan sukkel. So Filippense 3 begin hy eintlik, Paulus is besig om met 'n gemeente te praat en hy wil vir hulle reghelp. Hulle het begin fokus op dinge wat nie so belangrik is nie. En dan het hy so 'n hele relaas om te sê julle is trots op dat julle Jode is en dat julle besny is en dat julle die wet het en dat julle die Sabbat onderrig en onderhou. Hy sê maar weet jy wat, ek is ook al daai goeters, ek kan ook al daai goeters op my CV skryf. Dan sê ek is ook 'n Benjaminiet, ek is 'n Hebreër, ek is besny op die 8ste dag, ek het die wet nagekom, al daai goeters. En dan van vers 7 af, dan kom hy nou by hierdie slotsom. En dan wil ek hê julle moet verstaan waartoe hy bou. Dis hoekom ek vers 12 gelees het. Vers 7 sê: "Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. En dan, ek sê dit nie omdat ek al in alles my doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek.
Ek maak my los van dit wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Ek gaan net vir nou tot hierso lees. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Kom ons raak rustig en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons so uit u woord kan lees, dat ons 'n getuienis kan kry van 'n man wat u goed geken het in Paulus. En dat ons daardeur die hoop het om ook in ons eie lewens navolgers van Christus te wees. Ons vra, Here, dat ons uit hierdie woorde, uit hierdie antieke brief, wat vir mense geskryf is wat nie ons is nie, maar dat ons steeds iets van u ewige hoop kan beleef. Ons dankie dat ons as familie en vriende van Oom Doep hierso by mekaar kan wees en dat ons ook iets hiervan in sy lewe kon gewaar. Dat ons ook iets van u hoop en u koninkryk deur Oom Doep se doen en late kon sien, kon beleef en daarom ook uitdra na die wêreld. Ons vra dat u sal troos bring, dat u sal vrede bring en dat u sal rustigheid bring. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Kan ek maar hier so staan, ek sukkel altyd so agter 'n ding tussen my en die mense. So, wat ek in die afgelope week kon lees oor Oom Doep is merkwaardig. So Monique het vir my 'n lang boodskap gestuur. En net, dit is ongelooflik en ek sê ook altyd, dit is die voordeel, een van die min voordele wat jy het op 'n dag soos vandag, is dat almal kry dit reg om 'n stukkie van 'n lewe saam met hulle te bring en nou is dit soos 'n groot puzzelstuk wat ons saam kan in mekaar sit. En dis wat ek beleef het, soos wat ek ook al die boodskappe gelees het, jy kom agter, almal van ons wat hierso sit met 'n stukkie van Oom Doep se lewe. Dalk was dit toe jou gehelp het met atletiek, of jou gehelp het met visvang, of saam sport beoefen het, of saam met hom gewerk het by die universiteit, of waar dit ook al was. En almal van ons wat hierso sit met 'n stukkie, en ons bring daai stukkie na 'n legkaart, almal vandag saam, en ons kry nou die geleentheid om hierdie legkaart uit te bou, vol te maak, en in die proses kry ons 'n groter prentjie. En wat vir my so interessant was, Monique het aanvanklik vir my haar boodskap gestuur, en toe eers later 'n klomp van die getuienisse van julle almal wat hierso sit, en ook nie so sit nie. En ek het een ding agtergekom. Oom Doep was geliefd. Hy was geliefd. En ek wil daarom die eerste opmerking wat ek vandag wil maak, is hierdie. Jy kan net waarlik geliefd wees, as jy waarlik geken is. Wat ek daarmee probeer sê is, ons kan baie keer sê, ek is so mal oor AB de Villiers, of hierdie ster, of daai ster, maar jy kan nie regtig lief wees vir AB de Villiers nie, want jy ken nie regtig vir AB de Villiers, of enige van daai mense nie. Jy kan eintlik net lief wees vir iemand wat jy ken. En dit is wat vir my so interessant was, is toe ek hierdie stories so van verskillende legkaarte af, of legkaartstukkies by mekaar sit, kom ek agter, maar hierdie persoon was geliefd, en mense het hom geken, want die stories het met mekaar gekorreleer, het met mekaar saamgestem. En daarom is dit een van die wonderlike dinge van 'n dag soos vandag, so met al die hartseer, is ons kry dit reg om vandag vir mekaar te sê, wie is dit wat ons geken het, en in daai opsig word die liefde eintlik vervolmaak en vergroot en net op 'n baie spesialer plek geplaas. Maar dit is ook een van die redes hoekom ek toe nou uiteindelik gekies het om uit vandag se gedeelte te preek.
Want kyk, kom ons sê onmiddellik vir mekaar, ek gee heeltemal toe, hierdie gedeelte kan vreemd wees. As jy hom op die oppervlakte gaan lees, kan ek jou vergewe omdat jy dink, maar waartoe gaan hierdie Pietie nou met sy preek vandag? Daar is hierdie hele ding van, hierdie hele relaas oor sy CV, en dan sê Paulus, dit wat ek vroeër as belangrik beskou het, beteken nou niks nie. So hy sê eintlik, beskou ek nou as verwerplik. En jy sal vergewe word as jy dink, maar dit is nie eintlik wat by 'n begrafnis gaan troos nie, want wat doen ons by 'n begrafnis? Wat doen ons by 'n dag soos vandag? Ons is besig om te sê, maar wie is die mens wat ons leer ken het? En jy is besig om te sê, maar hierdie is wat hy in my lewe gedoen het, en dit is baie belangrik, en dit is goed, en daarom kan ek jou vergewe as jy dink hierdie gedeelte pas nie by 'n begrafnis nie. Maar die ding wat vir my so uitstaan, as ek nou julle almal se getuienisse kyk, en wat ek nou sien in die teksgedeelte, is hierdie woord ken. En julle sal vir my sê, julle het hom toe geken. En dan sal ek vir julle sê, Paulus het ook iemand geken. En dit is die Here. Hy het Christus Jesus geken. Waaroor gaan hierdie hele gedeelte? As jy nou nie sidetrack raak nie, al die teologie en al die konteks nie, hy wil een ding sê. Ek wil amper sê, hy is obsessed, hy is met een ding, en dis Jesus Christus. En daarom wil ek gou hierdie sin net weer vir julle lees. Wat hy sê is, al wat ek wens, hy sê, al wat vir hom belangrik is om Christus Jesus te ken. Daarom wil ek weer sê, jy kan net geliefd wees as jy geken word. En Paulus sê, hy wil Christus Jesus ken. Nou die woord ken is 'n belangrike woord. Nou, Paulus skryf hierdie brief in Grieks, en die Griekse woord is oida. Sê gou net oida, want dit is pret om dit te sê. Oida. Hey, oida, is jy ken. In Hebreëus is die woord net so lekker om te sê. Ek sê besig om af te show om vir julle te wys hoe goed is ek ken al hierdie tale. Die Hebreëse woord vir ken is yada. Sê gou, yada. Yada. Nou ons lees die woord yada vroeg eintlik al in die Bybel. En dis 'n woord wat ongelooflike, ek wil sê diep geestelike betekenis het. Want om iemand te ken is nie net ek weet van die ou nie. Wanneer die woord yada gebruik word, is dit dikwels baie diep intieme ken. Net so gou terloops, wanneer ons dit die eerste keer in die Bybel lees, is wanneer Adam vir Eva geken het. Moet ek vir julle prentjies teken. In die teks is eintlik om te sê, dis nou waar Adam en Eva gemeenskap gehad het. En die woord wat hulle gebruik vir gemeenskap is, hulle het mekaar geken. Dis nie 'n klein toevallige in die verbygaan, dit is 'n diep, intieme kennis. En wanneer ons dit sê, wanneer ons verdere dele in die Bybel lees, elke keer wanneer daar staan, en hierdie persoon het God geken, dan is dit sê, dis nie net sommer net van weet nie. Dis 'n regtig intieme, nabye verhouding. Dis die woord wat Paulus hierso gebruik, wanneer hy sê, hy het Christus, hy het net een behoefte, hy wil regtig met sy hele wese weet wie is Christus. Want dis wat saak maak. Dis wat vir hom belangrik is. Ek sê altyd, my werk by die begrafnis, ek het klaar vir julle ook gesê, by 'n dag soos vandag, is om julle te probeer troos. En waarin lê ons troos, as ons hierdie lees? Dis om te verstaan, dat alles wat in ons lewens vir ons belangrik is, en waar ons op 'n dag soos vandag praat, en wat ons met mekaar deel, wat nie verwerplik is nie, wat ons wil dit noem, ons wil dit met mekaar deel, maar moet in konteks geplaas word van wat dit beteken om Christus te ken. Die mooi ding van Paulus se lewe is, as jy na Paulus se lewe kyk, hierdie ou was 'n harde werker. Ek het onlangs 'n kursus gedoen oor Paulus, aangebied moet ek eerder sê. En
net in sy een sendingsreis het hy, as jy nou al die pad van Turkye af, waar hy begin het, eintlik al nader in Jerusalem se kant af, Samaria opgegaan het, en as jy sy hele sendingsroete gesien het, dan het hy van die onderpunt van Turkye opgetuur per voet tot aan Griekeland se kant by Athene. En as jy daai kilometer so gaan kyk, dan het hy min of meer van die ouens wat as jy nou al die toere wat hy gedoen het, ouens skat, hy het so 16.000 kilometer geloop in sy lewe. So wat ek daardie wil sê is, Paulus was nie bang om te werk nie. Paulus was nie bang gewees om dinge te doen en met mense in gesprek te tree. En die enigste manier waarop jy kan doen is deur 'n klomp vir die mense sê, hoorie, ek het nou nogal iets van die Here ontdek en ek wil dit met jou deel. Hy het hard gewerk. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy wou Christus ken. En daarom is die manier waarop hy geleef het, was die manier waarop hy vir die mense gewys het, hierdie is hoe ek Christus leer ken. En dis wat ek eintlik besef het. Met al die getuienisse wat ons gehad het van Oom Doep. Alles wat hy gedoen het. Al die dinge waarin hy in 'n lewe was, of hy met mense in die lewe was en gedeel het. Die ding wat uitgestaan het, is, hy het vir mense gewys hoe lyk Jesus Christus. En ek vertel die een storie van hoe hy vis vang, en hy besef sy visvang daar is amper aan 'n einde. En nou is die gebruik dat hy nou maar met almal geselsies sou maak en lewenslesse deel. Hoekom doen hy dit? Ek dink hy het Christus geken. En omdat hy Christus geken het, daarom het hy met mense die lewe gedeel. En so kom maar 'n jong man en hy begin met hom oor vis gesels en raad gee en lyk my die jong man was nou baie beïndruk met die gehalte vis wat hy uithaal. En eintlik sê hy, maar wil jy nie my visstokke hê nie? Wil jy my, hierso, vat dit. Hy gee net so al sy goeders weg. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy het Christus geken. En iets van sy lewe, iets van sy getuienis, het oorgespoel na die mense rondom hom. En dit is 'n wonderlike voorreg. Dit is 'n wonderlike voorreg om te kan verstaan, dit wat ons doen, het 'n impak op die mense rondom ons. En daarom wil ek die eerste, ek sal dit aan die einde ook weer sê, maar dit wat vir my belangrik is om te verstaan, ons moet ook so leef, dat mense Christus deur ons kan ken. Dat die manier waarop ons met mense in aanraking kom, so 'n indruk los op hulle lewe, dat hulle ons ken, maar eintlik ken hulle nie net vir ons nie, hulle begin ook iets van die Here se genade beleef. Ons vraag is, hoe moet ons aangaan? Die vraag wat ons op 'n dag soos vandag moet vra is, aan die een kant sit ons met groot hartseer en ons sit met groot herinneringe van die verlede. Maar eintlik is dit nie die vraag wat ons vra nie. Die vraag is, hoe gaan ons na vandag aan sonder hierdie persoon in ons lewens? Hoe stap ons vorentoe? En vir my is die antwoord dit wat ons in vers 12 gelees het. Hy sê, deur te weet, ek behoort klaar aan Christus. Die probleem wat die gemeente gehad het in Filippi, wat Paulus aanspreek wanneer hy sê, ek beskou alles as verwerplik, die probleem is, hulle het gevoel, hulle CV maak dat hulle God se genade verdien. So, hulle is Jode, hulle is besny, hulle het al die tikboksies. So, hulle doen dinge sodat God vir hulle lief is. Paulus sê, hoe meer ek Christus geken het, hoe meer het ek besef, ek is klaar syne. Ek hoef niets te doen nie. Maar omdat ek Christus ken, daarom doen ek alles. Omdat ek weet, Christus het my reeds syne gemaak, daarom stap ek 16.000 kilometer, heen en weer, vir die Here. Daarom werk ek regtig so hard as wat ek kan werk. Daarom praat ek met almal, met wie ek kan praat oor die Here, juis omdat ek weet, ek behoort klaar aan die Here. En van hier af leef ons uit. Die rede hoekom ek hierdie teks gekies het, spesifiek met Oom Doep se lewe,
en die rol wat hy ook gespeel het in jong mense en in die atletiekwêreld is juis, ons kry die beeld van atletiek op 'n paar plekke in die Bybel. Paulus gebruik dit 'n paar plekke. Ons kry dit onder andere ook in Hebreërs, wat nou nie deur Paulus geskryf is nie, maar dis die bekende bly volhard soos atlete, dis God wat die wedloop bepaal. Nou, as ek nou aan doopse lewe moes dink, en dan sê ek, jy kan seker oor atletiek praat, en jy kan oor visvang praat, nou ek weet niks van visvang af nie, en ek weet bietjie meer van, so ek kies toe in plaas van die visvang gedeeltes, kies ek toe nou maar eerder 'n atletiek gedeelte, maar hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is eintlik 'n atletiek beeld, wat hy gebruik. Hierdie presies wat ons sê, ek span my in om dit alles myne te maak, omdat ek reeds Christus in is, wat hy daarso sê, en dan gaan hy nou 'n bietjie aan, die letterlike vertaling daarso is, jy moet in jou kop hierdie prentjie hê van hierdie atleet, dis die beeld wat Paulus gebruik, hierdie atleet, wat letterlik elke liewe spier wat hy het, inspan, vorentoe beur, om die wenstreep te kan behaal. Dis die beeld wat hy het. Nou, hy gebruik 'n spesifieke beeld in sy tyd van hoe dit sou gewerk het. Ons, soos wat ons vandag die Olimpiese spele het, dit kom uit die Griekse, Romeinse tyd uit. En dit was iets wat Paulus goed sou geken het van die atletiek, van hoe dit gewerk het. En as jy 'n atleet was, het jy die atletiek byeenkomsding gedoen en jy het gehardloop, en as jy kon wen, as jy oor die wenstreep kon kom, hoe is jy beloon? Die aankondiger, en baie keer met 'n belangrike ou, partykeer selfs die keiser as jy gelukkig is, sou dan jou naam geroep het. En daarso is geen groter eer as jou naam geroep word nie. Dan sal daar staan het, Wouter van Wyk het eerste gekom, en dan is my naam onthou, as jy 'n slaaf was, as jy soms selfs vrygespreek in daai oomblik, daar's geen groter eer wat jy kan kry, as jy jouself oor daai wenstreep kry nie. Wat is die beeld wat Paulus gebruik? Hy sê, ek het my volledig ingespan, met die hoop en die verwagting, my naam gaan deur die Here geroep word. En in Paulus se kop is daar niks groter, niks belangriker, niks meer van waarde as dit nie. As die aankondiger my naam kan sê. Hoe kan die aankondiger jou naam sê? Die aankondiger moet jou ken en jy moet hom ken. Ek dink dis wat ons vandag vir mekaar kan sê. Om doop se naam is geroep. Maar het Christus geken. Daar's geen groter eer, prys, vrede, toekenning as dit nie. Die laaste vers wat ek nou nie in die amptelike teks gehad het nie, is, as jy dit dalk gou kan opsit, is hierdie, nou net 'n paar verse later. Dan sê hy, ek sommer van daar af lees. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Die krag waarmee hy alles in homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. My werk vandag is om vir jou hoop te gee. My hoop, die hoop wat ek kry van die Here, van die teks is, ons behoort aan die Here. Daarom is ons burgers van die hemel. Daarom is ons name ook op die Here se lippe. En daarom ook weet ons, Omdoop se naam is op die Here se lippe. Daarom is Omdoop ook 'n inwoner van die hemel, 'n burger van die hemel. Wat vir my belangrik is vir jou vandag, en wat ek kan nie wag om 'n gesprek met Paulus te hê nie, want ek dink ek ken die ou verstaan mekaar, wat hy hiermee bedoel het. Hoekom skryf hy hierdie brief? Hy wil vir sy gemeente sê, julle moet fokus op die regte dinge. Jy moenie complacent wees, ekskuus my Engels val nou daarso in. Jy moenie net so selftevrede wees,
Dat jy agter, maar ek het al die boksies getik. Jy moet gaan leef vir die Here, vir Christus. En jy moet dit nie doen omdat jy die Here se goedkeuring wil kry nie, jy moet dit doen omdat jy weet jy het klaar die Here se goedkeuring. Jy het klaar die Here se liefde en aanvaarding. Gaan leef dit uit, sodat jy hierdie dinge sal kan ken. Ons het beleef hoe om dit leef, mag jy dit ook so gaan doen. Mag jy nie vasgevang word deur rou en verlies en al daai dinge nie, mag jy opstaan. Mag jy gaan getuig. En mag jy ook op hierdie manier Christus, Jesus, die Here ken. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, mag ons U ken. Mag ons U in ons lewens ervaar en mag dit ons lewens oorneem. Mag dit wees die manier ook waarop ons in die wêreld ingaan. Mag dat hierdie wete ons lewens verander, sodat ons ook deur ons doen en late vir mense kan hoop gee, kan liefde gee. Alles dit in die vorm van 'n visstok. Ons vra Here, U as God van troos, as God van beskermer, as God van ondersteuner ook vandag hierso in ons midde wees. En almal wat hartseer is, almal wat verlies beleef, almal wat voel asof daar nou 'n groot leemte is. Mag daai leemte gevul word met U liefde en U teenwoordigheid en mag ons op hierdie manier ook U beter leer ken. Ons dank U vir 'n lewe, vir 'n mens wat ons al klaar iets van die burgerskap van die hemel kon leer. Ons dank U dat U in hierdie verhouding met ons kon praat, met ons kon werk en dat ons ook U kon leer ken op hierdie besonderse manier. Ons dank U daarvoor. Amen. Ek is nou relatief aan die einde van die erediens. Ek het dit net nou vir julle anders gesê. Ek het nou intussen terwyl ek hier voor staan my mind verander, maar you get what you pay for. So. Vir my is 'n behoefte op 'n dag soos vandag om as gelowiges saam te sê, nou dat daar 'n ding in ons lewe is wat vir altyd verander het, wat is dit wat vas staan? Wat is dit wat vas bly? Daarom gaan ek vra dat ons saam ons geloof bely. Ek gaan vra dat wanneer ons hierdie woorde sê en wanneer ons dit ook in ons harte bely, dat jy ook verstaan, dis die dinge wat vas bly, wat nie verander word nie, wat nie deur enige omstandighede of enige verlies of enige tekortkoming in ons lewens weggevat word nie. Kom ons bely ons geloof saam staan en dan gaan ek vra dat jy staande bly, dat ons saam die oorwinningslied sing, dan sal ek die seën uitspreek en dan is ons verrigtinge klaar vir vandag. Kom ons staan en ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
ontvang nou die Here se seën en gaan in vrede. Die Here seën jou en beskerm jou, verskyn tot jou redding en is jou genadig, verhoor jou gebede en gee jou sy vrede. Amen. Baie dankie vriende, ons is dan nou klaar, daarso is nie enige toesprake of dinge wat nou gebeur nie, julle is welkom om saam met die familie te kuier na die tyd net hierbo, 'n bietjie eet dingetjie of twee te geniet.